Hallo en welkom by nog 'n binneblik. Ons gaan voort. Ek het hierdie week 'n baie interessante gesprek met iemand gehad oor aanlyn besighede en om 'n besigheid te begin en tot die slotsom gekom dat as jy jouself wil ontdek en wil groei, is die heel beste ding om te doen, begin jou eie besigheid. Aanlyn of brick and mortar, nes jy verkies. Maar ek dink nie daar's iets wat 'n beter selfontdekkingsreis is as om jou eie besigheid te begin nie. Begin net en gaan aan, want die kleurvolle ontdekking van wie en wat jy is en hoe jy in situasies optree, wag vir jou om die volgende hoek en draai. So begin en hou aan. Maar ja, dis my raad. As jy graag wil ontdek wie en wat jy regtig is en wil groei as mens. Vergeet van al die selfhelpboeke. Begin jou eie besigheid. Figure dit uit. Ek is besig om nog iets te verkry vir jou te ontwikkel. So ons gaan weer doen en gesels vandag. Iets wat in my gesig kan ontplof. Letterlik. Hooplik gebeur dit nie. Maar gepraat van ontploffings en ontdek jouself en groei en leer allerhande dinge wat jy nooit geweet het jy wil weet nie. Het ek vreeslik baie gedink oor groei en my eie ongeduld. Ek wil so graag verder wees al. Groter wees. Meer kliënte hê, meer goed verkoop. Meer followers hê, meer. En die ding is, groei is 'n stadige proses. Baie stadig. As jy byvoorbeeld gaan kyk, hoe lank dit vir ons vat, om van 'n baba tot 'n relatief onafhanklike, selffunksionerende persoon te ontwikkel. Ja, mens sou wou dink dat met sommige mense dit dan nou nooit gebeur nie, né? Maar dit vat lank. Jy word nie gebore as die volgende beste chirurg of 'n vlieënier of 'n haarkapper nie. Dit vat tyd. En baie val en opstaan en weer probeer en foute maak. Dit vat baie lank. Maar dan as ek byvoorbeeld nou 'n besigheid wil begin of baie ander dinge in my lewe ook, wil ek dit hê moet vinnig gebeur, eensklaps. En daai vinnig groei het 'n naam. Dis 'n ontploffing. So nou moet jy kies tussen groei of 'n ontploffing. En 'n ontploffing maak skade. En dinge gebeur dalk vrek vinnig en in 'n oogwink, maar teen watter prys? En safety first, né? So, nou is ek besig om te leer, om verlief te neem met stadig groei. Ek weet so baie mense ook as hulle in 'n nuwe huis intrek of veral 'n nuwe huis wat op 'n leë erf gebou is. Die eerste ding wat jy so graag wil hê is 'n paar bome en almal duik of vra vir Google, trees that grow fast. Nou daar is vinnig groeiende bome, heel party. Die probleem is, hulle hou nie lank nie. Hulle leeftyd is heel wat korter as 'n groot, stabiele, pragtige boom wat stadig gegroei het en deur al die fases van groei gegaan het en blare verloor het, seisoene oorleef het, 'n stewige stam gevorm het, dik wortels gegroei het. So, die keuse is dan joune. Gaan jy nou ietsie plant wat vinnig groei, maar binne 'n paar jaar waai die geringste windjie dit om, want die groei was te vinnig, of gaan jy maar 'n rukkie vasbyt en wag dat die boom rustig en stadig groei en nie ontplof nie. En jy weet ek kyk nou baie na ander mense se besighede en volg ook baie
podcasts wat oor besighede praat en met die sien mens dan 'n hele klompie goed raak wat dierbare Google oor jou feed bring. En sommige van die goed laat jou voel soos, oh my goodness, hoekom kan dit nie met my gebeur nie? Hoekom kan ek nie 'n blazer hê wat iets doen nie? En ewe skielik. Weet baie mense van jou produkte en volg jou. Maar nou kan so iets 'n ontploffing wees en met die ontploffing word daar 'n bietjie skade gedoen of dinge oopgeruk wat liefs bedek moes gebly het. So ek is besig om vir myself in te chat in hierdie dis 'n stowwerige spul waarmee ek besig is. Dis nog nie die ontploffing, moontlike ontploffing nie. Hierdie is nog net die fondasie wat al so rokerig is. Dis 'n gevaarlike storie die. Om myself in te chat in hierdie stadige groeiproses in. En snaaks so dinge partykeer wel oornag kan gebeur. Want gister was 'n swaar dag vir my in terme van wat ek graag wil hê kry vir jou moet word, wat dit op die oomblik is, hoeveel werk al in is, hoeveel werk nog voor lê. So ja, dit was 'n bietjie taai. Maar vanoggend het ek nou weer, soos dat dinge dikwels gebeur, net die regte ding op die regte tyd raak geluister in my stap en oefentyd en huis skoonmaaktyd. Luister ek mos podcasts asof my lewe daarvan afhang. En ewe skielik het ek so half die skoonheid en die waarde van 'n stadige groeiproses gesien. En hoe belangrik hierdie groeipyne gaan wees in die toekoms. Dit jou so 'n bietjie jou besigheid so 'n bietjie geanker hou. Want veronderstel ek kry nou ewe skielik baie meer bestellings as wat ons kan baas raak of jy word gekonfronteer met 'n tipe van 'n besigheidssisteem wat jy nie ken nie en daar's nie tyd om dit te leer nie want jy moet gou maak en jy moet angstig wees. Dink ek die potensiële skade gaan soveel groter wees as die minimale gemeet aan minimale frustrasies wat ek ervaar wanneer dinge dan nou nie so vinnig gebeur soos wat ek graag sou wou hê nie. Maar nou ja. Dit is wat ek graag vandag wou gedeel het. Daar's twee opsies om dinge te doen in my beperkte begrip en van besigheid. Miskien van die lewe op die oomblik. Ek hou daarvan om dinge baie eenvoudig te hou. Ek hou nie van 780.000 opsies nie. Gee my 2, 3, 4 pushing it. Dis genoeg. Maar daar's twee maniere om goeders te doen. Jy kan of groei of ontplof. Ontplof lyk van ver af indrukwekkend en asof dit dalk iets is wat jy ook graag sou wou gehad het. Maar as jy nader stap na daar waar die ontploffing gebeur het, is dit maar 'n tragiese situasie. Baie dinge is gebreek en stikkend en onherstelbaar in baie gevalle. En vat verskriklik lank om dan weer te herbou. So het dit in my agterkop, kies ek dan eerder groei. Weet, soos 'n ou groot boom. Ons kry maar net 'n ring elke jaar by, een, stadig maar seker. Ek hoop jy groei ook. En dat daar nie ontploffings in jou nabyheid is nie. Tot 'n volgende keer.